Hallo graad 4's en baie welkom. Is julle reg om julle NWT-breine so 'n bietjie te oefen? Ons gaan vandag 'n super cool eksamen vasvra doen oor diere, waar hulle bly en daai oulike skuilings wat hulle bou. Dis die perfekte manier om reg te kom vir 'n eksamen, so kom ons duik sommer dadelik in. Ja, is julle reg? Reg om daai kennis te toets en soos ware kampioene vir die eksamen voor te berei. Ek weet julle is, so kom ons spring weg. OK, hier gaan ons. Ronde 1, dit gaan alles oor habitatte van diere. Ons gaan 'n bietjie gesels oor presies waar diere bly en hoe hulle lyfies hulle help om juist daar te kan oorleef. So, dink dop op, hier kom vraag nommer 1. Reg. Eerste vraag. Wat presies is 'n habitat? Dink gou-gou. Daai woord, wat beteken dit? Kom ons kyk wat die antwoord is. Dis doeteenvoudig. 'n Habitat is die plek waar 'n plant of 'n dier lewe. So ja, 'n vis se habitat is die see of die rivier. En 'n leeu se, die grasveld. Dis basies hulle natuurlike tuiste. Maklik, né? Volgende een. Nou, hoekom dink julle het eende en paddas daai gewebde voete? Jy weet, daai velletjies tussen hulle tone. Waarvoor is dit goed? Ja, dit help hulle natuurlik om te swem. Dis soos ingeboude swemvinne wat hulle super vinnig in die water maak. Cool, né? OK, so eende en paddas swem. Maar wat van visse? Hulle lewe onder die water. Hoe haal hulle asem? Hulle het nie longe soos ons nie. Watter spesiale liggaamsdeel gebruik hulle? Enige idees? Die antwoord is kiewe. Sê bietjie saam met my. Kiewe. Dis hoe hulle die suurstof reg uit die water kan haal. Dis nogal ongelooflik as jy daaraan dink. Reg, kom ons kyk nou 'n bietjie op Waantoe op die kameelperd. Hoekom het hy so 'n ongelooflike lang nek? Is dit dalk net sodat hy ver kan sien? Nee, die groot rede is, dit help hom om by daai lekkerste, sappigste blare heel bo in die bome by te kom. Ja, die blare waarby niemand anders kan uitkom nie. Dis nogal slim, né? Nou vir 'n spesifieke habitat, die grasveld. Dink aan daai groot oop vlaktes. Kan jy vir my 2 diere noem wat daar woon? Daar's so baie om van te kies. OK, kom ons kyk. Enige 2 van hierdie is heeltemal reg. Sebras, impalas, buffels of natuurlik leeu's. Het jy 2 reg gekry? Fantasties. Gee jouself 'n klop op die skouer. Hier's die volgende een. Watter tipe habitat het sommer baie hoë bome en dit reën amper die hele jaar deur? Dis 'n baie spesiale, lowergroen plek. Ja, dis woude. Dink aan die Amazone of ons eie Knysnawoud. Pragtig. OK, hier is 'n lekker woord. Kamouflering. Wat beteken dit? Het jy 'n oulike dier gesien wat jy amper nie kan sien nie, wat hy lyk presies soos die blare of die grond? Wel, dis presies wat kamouflering is. Dis wanneer 'n dier so perfek met sy omgewing saamsmelt dat hy amper onsigbaar word. Dis soos die natuur se eie wegkruipertjie spelletjie. Reg, ons weet nou wat kamouflering is. Maar hoekom doen diere dit? Gee my net een goeie rede. Hoekom sal 'n dier wil wegkruip? Daar's eintlik 2 hoofredes. Eerstens, om weg te kruip vir roofdiere. Jy weet, om te keer dat hulle middagete word. En tweedens, dis ook sodat hulle vir hulle prooi kan wegkruip. En dan spring hulle uit en vang hulle kos. So dis vir verdediging en aanval. Baie slim. Hier's 'n interessante vragie. Siekkoeie, daai groot ouens, hoekom eet hulle meestal in die nag? Die antwoord is eintlik heel eenvoudig. Dit is wanneer hulle verkies om te vreet. Deur die dag is dit te warm, so hulle bly lekker koel in die water. As die son sak en dit koeler word, dan kom hulle uit om te wy. Maak sin, hè? OK, dink aan 'n reënwoud. Dis warm, dis nat, dis vogtig. So hoekom op aarde het 'n gorilla so 'n dik, harige pels? Klink dit nie verskriklik warm nie? Wel, daai pels het 'n superbelangrike werk. Dit beskerm hulle vel teen al daai nare, bytende, bloedsuigende insekte wat in die woud woon. Dis soos 'n permanente muskietpak. Reg, tyd vir 'n plantvraag. Watter baie bekende boom in Afrika kan water in sy groot, dik geswelde stam stoor? Dis om hom te help deur daai lang, droë tye. Party mense sê dit lyk asof die boom onderstewig geplant is met sy wortels in die lug. En dis natuurlik die krumetartboom, wat 'n ongelooflike plant. OK, laaste vraag vir ronde 1. Kom ons kyk. Noem vir my 3 dinge wat diere uit hulle habitat kry. Dink maar net, wat het 'n dier nodig om te oorleef? Wel, enige 3 van hierdie is heeltemal reg. Kos, water, skuiling,
beskerming teen gevaar en 'n goeie veilige plekkie om hulle kleintjies groot te maak. Julle doen briljant. Ronde 1 is klaar. En is julle gereed vir die laaste ronde? Hier kom ronde 2. Nou gaan ons 'n bietjie dieper delf in dierestrukture en skuilings. Ons gaan kyk na die amazing huise wat diere kan bou en presies hoekom hulle dit nodig het. Kom ons doen dit. Reg, eerste vraag van ronde 2. Hoekom het 'n dier 'n skuiling nodig? Gee my die 3 hoofredes. Kom ons dink. Wel, hier's hulle. Nommer 1. Beskerming teen slegte weer. Niemand hou van koud kry of nat reën nie. Nommer 2. Skuiling teen roofdiere om veilig weg te kruip. En nommer 3. 'n veilige plek om kleintjies te kry en groot te maak. Dit maak heeltemal sin. Diere is darm slim, né? Hulle is nie altyd lus om van voor af te bou nie. So, wat noem ons 'n skuiling wat 'n dier sommer net so in die natuur kry en gebruik? Die naam sê dit eintlik al. Dis 'n gevonde natuurlike skuiling. Dink aan 'n grot of 'n hol boomstomp. Hulle vind dit en trek net in. Maar dan kry jy die regte bouers in die dierryk. Kan jy vir my een voorbeeld gee van 'n skuiling wat 'n dier heeltemal self maak? Daar is so baie oulike voorbeelde. Enige een van hierdie is 'n wenner. 'n Perdebuisenes, 'n massiewe termitoop of sommer net 'n gat wat 'n dier onder die grond grawe. Ongelooflike ingenieurs. Nou, wat van die skuilings wat ons vir diere bou? Dink aan 'n hondehok of 'n stal vir 'n perd. Hoekom doen ons dit? Wat is die doel daarvan? Dis nogal belangrik, dit hou die diere warm, droog en veilig. En natuurlik, dit sorg dat hulle nie kan ontsnap en weghardloop nie. Hier's nog 'n belangrike woord, 'n struktuur. Ons gooi die woord rond, maar wat is dit nou eintlik? Dit is glad nie so ingewikkeld nie. 'n Struktuur is basies enige iets wat gebou is uit verskillende dele wat saamgevoeg is om iets te kan hou of te ondersteun. Dink daaraan, 'n stoel is 'n struktuur, 'n huis is 'n struktuur en ja, selfs 'n klein voelnes is 'n struktuur. OK, daar is verskillende soorte strukture. So, kom ons begin met 'n raamstruktuur. Wat sou dit wees? Die naam gee ons groot leidraad. Dis 'n struktuur wat gemaak is van 'n klomp stywe dele wat saam 'n raamwerk vorm. Die beste voorbeeld in die natuur is spinnekop se web. Elke enkele draadjie help om daai sterk raam te vorm. En die ander een vir vandag, 'n dopstruktuur. Hoe lyk dit? Dink aan 'n eierdop of 'n skilpad se dop. 'n Dopstruktuur is iets wat 'n geboë vorm het en hol is aan die binnekant. En 'n perfekte voorbeeld wat diere bou, 'n voël se nes. Dit is soos 'n klein, veilige bakkie, sterk aan die buitekant en hol binne om die eiers en kuikens te beskerm. En dis dit, julle het dit gemaak. Fantastiese werk, graad 4's. Julle het die hele vasvraag voltooi. Ek wil net sê, onthou, elke liewe vraag wat julle vandag geoefen het, maak julle net soveel sterker en slimmer vir daai eksamen. Julle is regte sterre. So, my laaste vraag aan jou vandag. Voel jy nou 'n bietjie meer selfversekerd vir jou eksamen? Ek hoop regtig die antwoord is 'n groot ja. Gaan stap in daai eksamekamer in, vat daai selfvertroue saam en wys vir almal wat jy weet. Baie sterkte. Julle het hierdie. Totsiens.